Hartlike goeienaand aan elkeen en welkom by hierdie week se Sabbat sluiting. En ek hoop dat jy 'n goeie week gehad, dat jy daarom goed uitgerus het. Vir die wat al begin werk het, baie sterkte. Maar ons is hier om 'n kort boodskap te kry, iets wat dalk ons lewens kan verander. So kom ons sluit die oë voordat ons voortgaan. Liewe Heer, ons is dankbaar vir u goedheid en die liefde en dat u ons tot hier gedra het in 2026. En ek wil vra, Here, dat u nou met ons sal wees. Behoed ons, beskerm ons, lei ons in die woord en gee ons die krag om beter u karakter te verstaan. Wees nou met ons waar ons voortgaan. Aan u kom die lof en eer toe. Amen. So vanaand se kort gedeeltjie wat ek wil hê, ons blaai sommer vroeg in die Bybel. Eerste hoofstuk is Genesis 4 vers 6 en 7. En dit is die gedeelte van waar God met Kain gesels. En hy sê die volgende in vers 6, 4 vers 6. Hy sê, en die Here sê vir Kain, waarom is jy kwaad? En waarom laat jy jou hoof hang? Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie, en hier kom die belangrike gedeelte vir vanaand, die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. Nou die titel van my praatjie vanaand gaan, hoe vang jy 'n bosvark? Nou, eerstens, weet jy wat 'n bosvark is? Ek gaan probeer vir jy so min of meer verduidelik. Bosvark is soos amper 'n gewone vark, maar hy's baie meer stokkeer en balkeer en baie meer spieragtig. En hy's redelik hare wat baie hard is, so wanneer hy deur die bosse hardloop, hak hy nie in dorings en daai tipe van goed vas nie. So hy gaan gemaklik deur die bos, maar hy het 'n redelike langer stompneus as die gewone vark. En wat die rede daarvoor is in ons gebied, veral daar waar ek groot geword het in die noorde in Limpopo, word hulle gesien as probleemdiere. Nou wanneer die boere saai en hulle ploeg en hulle plant hulle lanings, veral mielies, maar selfs koring en goeters, dan sien hierdie bosvarke dit nou as tyd vir lekker kos. En wat hulle basies doen is hulle druk hy langsnoet in die ry in waar die planting gebeur het, en dan soos 'n ploeg trek hulle daai neus reg deur en geniet dan hulle arbeid om bietjie te ploeg en te eet. En dan wanneer jy daar by die land kom as 'n boer of as mens, dan lyk dit of iemand daai plek omgedolwe het met 'n ploeg. Kan dit nie glo nie en die skade is baie groot. Nou, een van die groot probleme is omdat dit 'n probleemdier is en omdat dit probleme veroorsaak, is daar 'n paar maniere om van hulle ontslae te raak. Een van hulle is ouens jag dit, maak sport daarvan, doen 'n jagtog. Maar ek wil graag met julle praat oor die tweede opsie wat baie mense al aangepak het. En dit is hoe om hulle te vang. So die eerste ding wat gebeur is jy gaan soek 'n redelike operige laantjie, kry dit daarso. En dan wat jy dan doen is jy begin voer. So jy kry die plekkie, kry die gedeelte wat jy wil hê en jy begin die mielies uitgooi of die koring en goeters en jy begin hulle voer. Nou kyk, 'n bosvark is maar soos enige ander dier, hy's maar 'n opportunis. En wanneer hy ietsie sien wat maklik is dit eers 'n stadige benadering. Jy weet, dis nie net van arriveer en eet nie, maar na 'n wyle dan begin dit gemaklik raak. Jy weet, hoekom moet ek nou my snoet in die grond gaan sneek en ploeg vir pitte as hier net pitte beskikbaar is? En na 'n week of 3 dan begin hy lekker eet en hy kom geredelik, soos wat jy voer gooi, hulle kom gemaklik, hulle kom vreet gemaklik. En dan wanneer hy nou lekker gemaklik raak, begin jy aan die een kant 'n draad te span. Wel, die draad is 'n nuwe obstakel daar, die dinge gaan bietjie stadiger, maar hy wil by daai kos uitkom want hy's 'n opportunis. En 'n week of so, dan raak dit gemaklik. En so hou jy aan met hierdie proses, soos eers 1 draad, 2 draad, 3 draad, tot hy amper in 'n vierkant gevorm word, en dan sit jy vir hom 'n hek in. En wanneer hulle nou lekker dik in daai kos vreet, dan druk jy daai hek toe en daar vang jy hulle almal. Jy sien, baie keer in ons lewens doen die duiwel presies dieselfde. Jy sien, die duiwel kom nie daar en val met die deur in die huis en vertel jou dit wat jy doen is verkeerd en dadelik weet jy, hier is moeilikheid nie. Jy sien,
Die duiwel mislei my en u stelselmatig. Hulle sê altyd dat hy gee 'n bietjie valsheid saam met die waarheid, sodat jy nie die valsheid kan herken. Die gevare lyk nie soos gevare nie, want dis baie keer lekker, of daar's baie plesier daarin. Baie keer dink ek nie, maar is nie so erg nie. Jy weet, dit doen nie baie skade aan my nie, doen nie baie skade aan iemand anderster nie. En stelselmatig begin daai net stywer span, daai heining begin stywer te span. Jy sien, ons word gekondisioneer om stelselmatig in die verkeerde rigting te beweeg. En dan amper soos hulle sal sê, die padda in die warmpot wat besig om warm te raak, wat na kookpunt toe gaan, voor jy sien, het hy ons en hy het ons gevang. En hoekom ek vanaand dit vir u wil bring is want ek wil hierdie jaar wat begin, moet u op 'n goeie trant begin. Kom ons begin op 'n goeie trant waar ons eerstens op ons knie gaan en waar ons vir die Here sê, Here, help my om hierdie verleiding te sien. Help my om goeie besluite te neem. Here, help my om skerp te bly, om u woord te bestudeer, om vroegtydig te kan sien en skerp te bly vir wanneer dinge nie reg lyk nie, dat ek vroegtydig kan uitklop voordat ek te diep ingeval het. En wanneer ek daarna kyk, dan dink ek aan die woorde in Psalm 119, wat so mooi praat oor God se woord en alles. Psalm 119 vers 9 sê, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord. Is dit nie wonderlik nie? Die woord van God, slegs wanneer ek en u die egte ken, die woord ken, kan ons die valsheid vinnig onderskei. Slegs wanneer ons die beginsels van God ken, wanneer ons dit verstaan, dan kan ek en u dit begin uitleef. So wanneer ons hierdie woord bestudeer, wanneer ons nader aan God beweeg, dan begin ons smaak verloor vir hierdie wêreldse dinge. En sodoende, wanneer die duiwel strikke wil stel, of ons wil toespan, of ons probeer verlei, dan sien ons dit eerstens en ons kan dit oorkom. Maar ons het die Here nodig en ons het sy woord nodig. So stukkie aan in Psalm 119 sê hy die volgende, vers 15 en 16. Ek wil u bevele oordink en op u paaie let. Ek sal my verlustig in die insetting, u woord sal ek nooit vergeet nie. En mag hierdie woorde vir u en hierdie storie vandag vir u 'n goeie begin vir die jaar wees. Nie net vir nou nie, maar elke dag wanneer ons op ons knie gaan en sê, Here, help ons op die regte pad, om te sien wanneer die duiwel vir ons 'n probleem is. Kom ons bid saam. Liewe Here, ons is dankbaar dat ons uit die woord kan leer en lees, waar ons nader aan u wil beweeg, Here. Ons wil nie soos hierdie bosvark gevang word in 'n situasie waar ons nie besef het nie, en voor ons onsself sien is ons gevang. Mag u vanaand weer eens vir ons op ons harte lê, net soos u dit elke dag doen, om skerp te bly, om op die regte pad te bly, Here, sodat ons vinnig kan distansieer tussen wat is vals en wat is reg. Want Here, ons wil u nastreef. En soos wat ons u nastreef, wil ons u uitleef en ons wil die liefde beter verstaan. Help ons hierin, Here, om paraat te wees. Wees met ons verder ook in hierdie Sabbat. Rus ons toe in u liefde en u genade, tot ons mekaar weer sien. Amen. Baie dankie dat u saam gekyk het. Mag u goeie besluite neem hierdie jaar. Mag die Here u die tools gee, die moed gee en die geloof gee. En mag ons sy karakter beter leer ken hierdie jaar. Dit is my gebed vir ieder en elk van u. Totsiens en lekker aand vir u.